Goeiemôre almal, vandag is dit donderdag, dit is die 23ste Oktober, die jaar 2025 se lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vandag gaan ons so 'n bietjie gesels oor die ander seun. Ons praat altyd oor die verlore seun. Maar wat van ou Boet? Wat het nou van hom geword? Niemand praat eintlik oor hom nie. Dis asof hy nou maar net daar in die agtergrond is. Maar hy was gehoorsaam. Hy was altyd daar. Hy het altyd die regte ding gedoen, hy het nie 'n voetjie verkeerd gesit nie, man, hy was nou eintlik 'n geskenk uit die hemel uit. Hier agter in sy oor was daar geskryf, made in heaven especially for you. Dis nou hierdie goeie kind wat jou nooit teleurstel nie. Maar kom ons gaan lees eers gou-gou daar in Lukas 15 vanaf vers 25 tot 32. En die oudste seun was in die veld en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange en hy roep een van die diensknegte na hom toe en hy vra, wat beteken dit? Die sê toe vir hom, u broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het en hy het kwaad geword en hy wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en hy smeek hom, maar hy antwoord en hy sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie en vir my het u nooit eens 'n bokkie gegee nie, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my en al wat myne is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en hy het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind. Nou wat gebeur hier? Daar's 'n fees. Want die verlore seun het teruggekom huis toe en hy het berou oor dit wat hy gedoen het. En hy het weer na die veilige hawe toe teruggekeer, daar waar hy geweet het, daar volop van alles is. Maar die oudste broer natuurlik, hy was omgekrap. Want hierdie losbol van 'n broer van hom het teruggekom. En kan jy nou glo, sy pa het hom met oop arms ontvang en hy gee nog vir hom 'n fees ook? Nee, hy's kwaad. Dis die einde van hierdie. Dis onregverdig. Sy pa moes hom weggejaag het. Hoe kan hy nou uit sy erfdeel gaan verspil op hoere? Nee, hy dan altyd sy pa se gebod onderhou. Hy was gehoorsaam. Hy het alles gedoen wat sy pa van hom verlang het. Maar daar kort iets. Hy het nie 'n verhouding met sy pa gehad nie. Hy het nie 'n intieme verhouding met pa gehad nie. Hy was gehoorsaam, hy het altyd gedoen wat pa gesê het, maar hy het nooit saam met hom gaan sit nie, nooit gevra hoe voel pa nie. Nooit uitgevind hoe gaan dit met hom nie. Alhoewel hy altyd in sy pa se teenwoordigheid was hy tog ver van sy hart af. Hy het die vreugde van die liefdesverhouding om saam met sy pa te wees misgeloop. Kom ons wees nie soos hy nie. En ons is bly saam met die Here en saam met medeboeties en sissies wanneer die Here iemand anders se gebede verhoor. Kyk die fariseërs en die skrifgeleerdes, man, hulle was so geregverdig gewees in hulle self. En hulle het die belangrikheid nie gesien of geag en in ag geneem toe die Here anders se gebede verhoor het en vir hulle goed was en saam met hulle was nie. Want kyk nou, hy saam met tollenaars, sondaars, hy eet saam met hulle, dit mag nie wees nie. Vandag is my gebed saam met jou, dat God ons sal sien en ons harte sal sag maak en ons nie net sal werk vir hom nie, maar ons tyd saam met hom sal spandeer. Hoe gaan ons dit doen? Ons wandel deur sy woord. Ons hoor wat is sy hart. Ons bou 'n intieme verhouding met hom. Mag ons ander gun wat die Here graag vir hulle wil gee. Ons nie jaloers sal wees nie, maar saam fees sal vier wanneer die Here gebede verantwoord. Verlorenes weer huis toe keer. En mag ons onthou dat ons die Vader net so nodig het en hy altyd daar is vir ons. Ons hoef hom net te vra en dan sal hy in geloof vir ons gee wat ons vra. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons so bietjie saam met ou Boet kon gaan sit vandag aan die tafel en bietjie sy hart gehoor het van hoe voel hy. Maar Here, baie dankie dat U ons help. Dat ons nie jaloers sal wees nie en dat ons nie afgunstig sal wees op 'n ander omdat U vir hulle gegee het nie. Want dan wat van my? Ek is dan gehoorsaam. Ek doen altyd wat U vra. Maar Here, dat ons in gehoorsaamheid sal begin wandel en ons anders sal gun dit wat U vir hulle wil gee. Here, help ons in hierdie saak. Dis my gebed in Jesus naam. Halleluja. Amen en amen.